Venter kuier vanoggend by ons en ons gesels oor splinter nuwe musiekliefde by die Dam. Goeiemôre. Goeiemôre, gaan met julle? Goed met jou. Nee, wat lekker vroeg. Maar het gaan goed. Die vroeg lyk nie of dit 'n probleem is vir jou nie, hoor. Ja, ek staan gereeld. Ek staan elke dag 5 uur op. Om na kampus toe. Kampus toe. Oh. Kampus 5 uur? Ja, ek staan 5 uur op, is ry 6 uur en ons gaan swat. Sjoe, okay, wel, dis voorbeeldig daai. Hoorie Venter, hoe gaan dit met die visvang? Dit gaan nie so goed nie. Ja. Nee, ek het geniet die visvang. Ja. Maar ek het nou al 3 blanks geslaan in Januarie, so. Hoe bedoel jy Ja, blanks dan? Want nee. jy dit is Nog niks gevang Januarie nie. Desember het ons lekker gevang. Ja. Aan Melkrivier, lekker gevang maar nie. Nee, ons het nou nog niks gevang nie. Wat vang jy gewoonlik? Ag ek gaan alles wat ek kan. Maar Okay. gaan maar vir die barbers en die bass en die Barbers en bass. en die karpe en die so, maar Jy die doen karpe. die hele kaleidoskoop, Ja. behalwe kunsvlieg. Ja, alles behalwe ek is nog nie so goed met die vliegstokke nie. Joh. Okay. Ek sukkel so 'n bietjie met dit, maar hierso is ons bietjie so bass gevang en so. So dit was baie lekker. Wat is vir jou lekkerder? Is die popbal gooi hengel vir kurpers en karpe of die bass besigheid wat jou besig hou? Ja, ek dink die bass hou jou wees nie verveeld nie, Ja. maar ek hou daarvan om te pap gooi. Is dit? Ja, om 'n bal op die 12-voetstok te sit en om net te gooi. Dit is baie lekker. En dan sit- Frustrasie uit te gooi. Ja, en dan sit jy maar net rustig dan. Dit was maar 'n waiting game. Jy sien. Jy vang nie vis nie ons engel. Venter, as jy terugkyk na 2025, wat was vir jou van jou hoogtepunte gewees verlede jaar? Ja, ek dink my hele 2025 was soos wat hulle maar in Engels sê highlight reel gewees. Basies dit was 'n crazy jaar. Ek dink dat in die begin as jy kyk na Afrikaans op die platteland, dat jy voorreg gehad het om daar te kan optree en dan tot en met Krone voor die groot Krone show daar te kon optree. So ek dink die hele jaar, dit was crazy geweest. Eerste liedjies uitgebring, eerste een geskryf. Jy weet, ek dink dit was 'n goeie jaar vir my geweest 2025. Dit was 'n merkwaardige jaar as jy Ja, sê ja. krone en al daai. Nou vertel vir my by al hierdie vertonings dat 'n mens wat alle kunstenaars uiteindelik wil deel van wees. Ja. Om daar te staan op die verhoog. Wat gaan deur jou kop? Waaraan dink jy? Wat se besef kry jy as jy daar staan? Ek dink as jy net op die verhoog klim, dan is dit net van jou asem is weggeslaan. Dan gaan eintlik maar niks deur jou kop nie, want jy is half net in die oomblik. Ja. Tot jy van die stage af klim en dan dink jy, o, maar ek was nou net op die Krone stage of ek was nou net op die Afrikaanse platteland stage. Ja. En ek het vir al hierdie duisende mense opgetree en dit is eintlik maar eers na die tyd, maar dan dink jy net terug van, wow, hoe het ons hier gekom? Ja. Hoe maak 'n mens? Moet 'n mens harder werk met duisende mense voor jou? Na die tyd werk jy langer om foto's te neem saam met mense, met hulle te gesels. Hoe raak dit jou elke dag anders? Hoe raak dit vir jou anders na die shows en tydens die shows as voorheen? Ek dink vir my kleiner shows is vir my eintlik maar meer werk. Baie mense besef dit. Oh. Want ek dink met 'n groot show as daar kom maar baie mense wat jou wil kom sien. As jy nou 'n bar gaan optree, moet jy Wil niemand jou reg sien? Jy moet maar jou Hulle wil crowd kuier. leer lees. En so so jy moet half so speel met die crowd en hulle half probeer aantrek na jou toe. Want met 'n groter show, vir my is 'n groter show bietjie makliker. Ek like dit as daar duisende mense voor my staan en almal skree. En dan dit voel vir my baie makliker. Ja. Die energie is ook op 'n ander vlak, so jy voel jy's baie meer opgewerk en baie meer excited vir die show. Maar Wat het jou verbaas van die musiekindustrie? In jou kort tydjie nou, jy weet, mense het altyd 'n idee van hoe iets gaan wees en dan vang iets jou so half onkant, wat jy nie nog dink dit gaan dalk so werk nie. ek dink die hoeveelheid werk wat jy insit agter die skerms. Oh. Dit is want baie mense weet nie dat dit is nie net ons skryf 'n liedjie, jy release hom en daar gaan en daar's nie nou 'n kunstenaar nie. Dit is maar baie werk agter die skerms. Baie skryfwerk en ook die besigheidskant van die musiekbedryf is nogal iets wat ek nooit van geweet het nie. Ja. So ek wat dit nou geleer het en dankie tog as ek saam met Hugo Ludik en Nico daar met hulle sterfabriek kursus wat ek ook saam met hulle gedoen het. So ek baie geleer daar oor nie die besigheidsgedeelte daarvan. So jy sal sê mentorskap is tog belangrik om jou voete so half te vind in die industrie. Definitief. Ek sal sê dat ek het in 'n musiekbedryf begin met geen idee wat vir my voorlê nie. En met mentors wat ek gehad het en ouens wat jy altyd sou help,
Dink ek het vir my baie makliker gemaak en jy leer ook soveel beter en jy leer by die bestes. So ja, dit is jou fortuin. So, Praat met ons oor liefde by die dam. Waaroor gaan die liedjie? So liefde by die dam, het Hugo Ludik en die Jordaan geskryf. Ek dink hy het eintlik op die kassie gelê vir so 2 jaar. Ja. Dit was net 'n demo gewees. En hy het hom toe vir my gestuur en sê hoorie maar ons dink hierdie song sal werk. En die song is maar basies, dit gaan oor die liefde by die dam, die groot fees van wat Pierre Greef hulle almal nou het in die Kaap en in Johannesburg. En met die bietjie van 'n woordspeling van die liefde Yes. en by die dam. Maar ons het eintlik maar net probeer om die kultuur en vas te vang van liefde by die dam, want dis maar 'n bietjie traai skryf vir jong mense en die hele kultuur en die hele element wat liefde by die dam en 'n groot fees is, traai vasvang met so 'n bietjie woordspeling op liefde, want dis maar Venter. Ons skryf maar altyd mos oor die liefde. So, Hoekom skryf jy altyd oor die liefde, Venter? ek dink is omdat ek mos lief is en verlief is. Hey! Ek skryf mos wat ek weet. Wat sal jy sê is die kultuur by iets soos liefde by die dam? Ja, ek dink die kultuur is ek dink dis baie meer alternatief. Baie so groot, dis 'n groot vibe soos wat hulle nou sê. Ek bedoel dis die grootste kunstenaars in die land wat optree en dis ek dink amper 40,000 mense. En so ek dink dis 'n as jy nog nie by liefde by die dam was nie, moet jy definitief een keer in jou lewe gaan, want dit is 'n belewenis. Ja. Venter, was so lekker om jou op 'n Vrydagoggend hier by ons te hê. 'n Baie sterkte vir die jaar wat voorlê en geluk met liefde by die dam en mag jy aanhou skryf oor die liefde en mag jy aanhou verlief wees. Baie dankie. Bly geskakel want bietjie later gaan ons ook 'n kyk na Venter se liefde by die dam, maar nou eers is dit tyd vir jou kombuis.